Goeiemôre, welkom by hierdie digidiens en dit is my gebed dat ons werklik vanoggend ook 'n ontmoeting met die Here sal hê en dat ons sal beleef dat die Here met ons praat en vir ons ook uitnooi om deel te wees van sy gestuurde gemeente. Kom ons bid net eers saam voordat ons uit die Bybel uitlees. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om u woord te kan lees en te kan oordink. En dat ons as gemeente van Jesus Christus, wat deel is van die liggaam van Christus op aarde, dat ons dit as die bron, die grondteks vir ons lewe kan ontvang en oordink, daaruit kan leer en dat ons lewens daarvolgens kan aanpas. Baie dankie Gees van God dat u ook die woorde van Jesus Christus en die dade van Christus kom bevestig, dat u ons daarvan bewus maak en dit op ons harte kom skryf. Dankie dat u ons in die waarheid lei, sodat ons meer en meer na die beeld van Christus vernuwe word. Dit is ons gebed dat as ons vanoggend as gemeente ook saam na u woord luister en dit oordink, dat dit inderdaad vir ons 'n werklikheid sal word en sal wees. En dat ons daarna sal uitsien om u Here Jesus te verheerlik in ons lewe. Dankie Vader, dat u ons roep saam met Christus deur die Gees van God, om u getuies te wees in 'n wêreld wat smag na wysheid, na liefde, na die waarheid. Ons voel bevoorreg, Here, dat u ons insluit in u gestuurde span. Hier is ons wil luister, spreek deur die woord met ons. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, die opgestane Here. Amen. Ons skriflesing is van Lukas 10, die evangelie van Lukas, volgens Lukas, hoofstuk 10, en ons gaan lees vers 1 tot by vers 20. Miskien moet ek net eers sê, dat die gedeelte wat ons saam lees, is deel van 'n heel wat groter gedeelte in die Lukas evangelie, wat eintlik al by hoofstuk 9, vers 51 begin. Ek sal nou ietsie daaroor sê, en dan deurloop tot by hoofstuk 19, vers 27, en dit staan eintlik bekend as Jesus se reisverhaal. En hierdie reis is dus vir ons ook 'n belangrike sleutel vir die verstaan van wat ons vanoggend saam gaan lees. Maar die gedeelte begin in vers 51, wat sê, toe die tyd vir Jesus se hemelvaart naderkom, was hy vasberade om die reis na Jerusalem te onderneem. En dis die sleutel, Jesus was vasberade om sy reis na Jerusalem te onderneem. En dan lees ons by hoofstuk 10 vers 1. Hierna het die Here nog 72 ander aangewys en hulle 2 voor hom uitgestuur na elke dorp en plek wat hy nog wou besoek. Hy het vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders min, daarom moet julle bid tot die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Gaan nou, kyk, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. Moenie 'n beursie of 'n reissak of sandale saamdra nie, en moet niemand langs die pad groet nie. Watter huis julle ook al binne gaan, sê eers vrede vir hierdie huis. As daar 'n vrede-liewende mens woon, sal julle vrede op hom rus, anders sal dit na julle terugkeer. Bly in dieselfde huis, terwyl julle eet en drink wat hulle aanbied. Want die arbeider is sy loon werd. Moenie van huis tot huis rondtrek nie. As julle in 'n dorp kom en die mense verwelkom julle, eet wat aan julle voorgesit word.
maak die siekes wat daar is gesond en sê vir hulle, vir julle is die koninkryk van God op hande. Maar as julle in die dorp kom, waar hulle julle nie verwelkom nie, gaan dan uit in die strate en sê, selfs die stof van julle dorp wat aan ons voete kleef, vee ons af, as aanklag teen julle. Maar dit moet julle weet, die koninkryk van God is op hande. Ek sê vir julle, vir die mense van Sodom sal dit op daardie dag draagliker wees as vir daardie dorp. Wee jou Chorazin, wee jou Betsaida, want as die kragtige dade wat in julle plaasgevind het, in Tyrus en Sidon gebeur het, sou hulle lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het. Maar vir Tyrus en Sidon sal dit op die oordeelsdag draagliker wees as vir julle. En jy, Kapernaum, sal jy tot die hemel toe verhoog word? Nee, jy sal na Hades afdaal. Wie na julle luister, luister na my. En wie julle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. Die 72 het vol blydskap teruggekeer en gesê, Here, selfs die demone onderwerp hulle aan ons op grond van u naam. Toe sê hy vir hulle, ek het Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Kyk, ek het aan julle gesag gegee om op slange en skorpioene te trap en ook oor al die mag van die vyand. Niks sal julle enige skade kan aandoen nie. En tog moet julle nie bly wees net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie. Wees eerder bly dat julle name reeds in die hemel opgeskryf is. Dit is die woord van die Here. Ek wil graag net so 2 kontekstuele opmerkings maak, want ek dink dit help ons om te verstaan waaroor dit hier gaan. Die eerste het te doen met die tyd waarin ons bevind in terme van die kerkjaar. Ons het pas 4 weke gelede het ons Pinkster gevier, waar ons fees gevier het oor die uitstorting van die Heilige Gees, wat weer aan die einde kom van 'n periode waar ons gedink het aan Jesus se lyding, sy sterwe, sy opstanding uit die dood, sy hemelvaart en dat hy sit aan die regterhand van God die Vader, waar hy regeer. En dan gaan Jesus weg en hy stuur die Heilige Gees om die gelowiges te lei en te onderrig. 'n tweede konteks wat ek dink vir ons belangrik is ons eie gemeente se konteks. Ons predikante preek oor ons gestuurdheid as gemeente, dat die Here ons gemeente saam met sy kerk oor die wêreld heen stuur in die wêreld in met 'n boodskap dat Jesus Christus lewe en dat hy die Here van ons lewe is. Teen daardie agtergrond lees ons dan hierdie gedeelte waar Jesus, voordat hy nou gekruisig is nog, op pad is Jerusalem toe en hy is baie bewus daarvan dat hy nou doelgerig Jerusalem toe beweeg en dat hy daar sal sterwe. Jesus weet dit. En daarom is hier in hierdie gedeelte wat ons lees 'n sekere mate van dringendheid by Jesus. En hy weet dat hy kom nie weer hierdie pad terug nie en eintlik is dit asof hy wil sê dis die laaste kans moontlik vir die mense wat nou nog langs die pad die geleentheid kry om die evangelie te hoor. En daarom roep hy hierdie 72 disippels, volgelinge van hom. Ander tekste sê dit was 70. Ons gaan nou nie vandag oor die getal met mekaar argumenteer nie. En dan stuur hy daardie mense uit met 'n opdrag om te gaan verkondig. En hy stuur hulle uit met in 2-2 om saam daarna te gaan en dan is daar baie bepaalde riglyne wat hulle moet volg wanneer hulle dan nou uitgaan. Die dringendheid dus en die opdrag wat die disippels kry om te gaan verkondig en die verwagting
dat hierdie mense langs die pad 'n geleentheid kry om die evangelie te hoor. Dit is baie belangrik. Daarmee saam is hier twee geleenthede waar daar verwys word na die koninkryk van God wat naby is. In die een geval is dit 'n uitnodiging en eintlik is 'n mate van gerusstelling en versekering, en aan die ander kant is dit 'n waarskuwing. Vir die wat genees word en wat hulle steur aan die boodskap wat vir hulle gebring word, die evangelie wat aan hulle oorgedra word, is die koninkryk 'n uitnodiging, sê julle is deel daarvan, julle word ingenooi. Maar vir die wat daarteen reageer, is dit 'n waarskuwing wat sê dat hulle sal eindig in Hades, teenoor die moontlikheid wat daar vir hulle oopgemaak word om in die hemel te eindig. 'n Ironie in hierdie gedeelte wat eintlik vir ons baie belangrik is en wat 'n groot sleutel is die verwagting wat ons eintlik koester as lesers, dat die Jode wat gelowige mense is en wat hulle hele lewe volgens hulle godsdienstige reëls en riglyne ingerig het, dat hulle klaarblyklik deur hulle godsdiens verhinder word om te verstaan wie Jesus is. En dat Jesus dan die opmerking maak dat die oes is groot, maar die arbeiders is min. En 'n mens kan dit amper nie verstaan nie, dat die oes groot is en dat hier 'n groot klomp godsdienstige mense is wat op die Sabbatdag bymekaar kom week na week om die skrifte te ondersoek en die godsdienst te beoefen, maar daar is nie arbeiders nie. Daar is nie genoeg arbeiders nie. En dit is, ek dink, ook 'n teken, 'n soort van 'n beskrywing van wat kan gebeur in die kerk van Jesus Christus. Dat daar baie mense is wat godsdienst beoefen, maar wat hulle nie laat rig deur die Here wat ons aanbid nie. Ons kan fokus op God. Dis die ironie daarvan. Ons kan godsdienstig wees en allerlei dinge doen, maar ons nie deur die Here wat ons aanbid laat lei nie. En dit is wat hier gebeur, en Jesus sê dan vir die Jode dat hulle is godsdienstig, maar hulle is nog nie geskik om arbeiders te wees nie. En dan stuur hy hierdie 72 uit met bepaalde opdrag om te gaan en te gaan verkondig dat die koninkryk naby gekom het, dat Jesus Christus die koninkryk is wat naby gekom het, dat hy self die Here is, en dit is deur hom wat die verlossing kom. 'n volgende belangrike aspek in die teks is wanneer hulle terugkom en hulle dan met groot opgewondenheid sê wat het hulle ervaar en wat het met hulle gebeur, en dat hulle dan sê, maar ja, selfs die demone, selfs die geeste onderwerp hulle aan ons wanneer ons met hulle oor die evangelie praat. En dan sê Jesus hier 'n baie interessante ding. Hy sê hy het gesien hoe die Satan uit die hemel val. En 'n baie interessante interpretasie waarvan ek baie hou en wat my nog gaan help om dit 'n bietjie te verstaan, is die van Frederik Danker wat sê, wat eintlik hier gebeur is dat Jesus spottend en met die tong in die kies vir hulle sê, ja, ek het gesien hoe die duiwel uit die hemel val, en ek het nogal gesien dat julle perform, dat julle goed doen, dat julle op dit is. En dan gaan hy verder en hy sê, maar hoekom praat julle nie oor die koninkryk wat deurgebreek het nie? Hoekom praat julle net oor julle self en oor julle eie suksesse? En ek dink dit is nogal iets wat ons as disippels van Jesus, as volgelinge van Jesus, altyd in gedagte moet hou. Ons moet nie so triomfantlik raak oor goed wat ons sien gebeur en dink dit is ons vermoë nie. En dit is wat Jesus dan ook hier beklemtoon
wanneer hy praat oor vrede en die uitnodiging tot vrede en die lewe van vrede en die reaksie van vrede, want hy daag ook die Jode uit wat eintlik gesukkel het met vrede. Want hulle het twee groot vyande in hulle lewe gehad, die Samaritane wat hulle gehaat het en dan die Romeinse onderdrukker. En hulle het in onvrede met hulle gelewe en nou sê Jesus, wanneer julle in plekke kom en daar's nie vrede nie. Onthou, dis nie julle wat die draers is van vrede of die skeppers van vrede nie. Julle is die instrument waardeur God se vrede werk. En dit is die gesindheid waarmee Jesus se disippels dan lewe en moet lewe. Ek wil afsluit deur te verwys na hierdie reis van Jesus na Jerusalem toe. Want waarmee Jesus op pad is na Jerusalem, is om daar 'n nuwe gemeenskap tot stand te bring, deur die kruis en die sterwe en die opstanding. En daardie nuwe gemeenskap is die mense wat uiteindelik sal glo en bely dat Jesus inderdaad die Seun van God is. En dat vanuit daardie 'n nuwe gemeenskap sou die gemeenskap groei waarvan ek en jy ook vandag deel is. En ons het in die afgelope Pinkster het ons gaan stilstaan by die belydenis van Nicea, die viering daarvan 1700 jaar gelede toe dit tot stand gekom het, as 'n uitdrukking van die inhoud van ons geloof, dit wat ons sê ons glo. Dit wat ons na aanleiding van wat Jesus gedoen het, die gemeenskap wat hy tot stand gebring het, dat ons daardie geloofsgemeenskap verteenwoordig en dat ons deel is daarvan. En dat ons nou op hierdie reis vanoggend dan in Lukas 10 saam met Jesus stap en dat ons sê, maar ons wil nou uit gaan voer, gaan doen wat Israel moes gedoen het en nie gedoen het nie. Naamlik om die evangelie van Jesus Christus te omhels, dit ons eie te maak en dit te gaan uitleef. Mag die Here ons help om so geloofsgetrou saam met Jesus op die weg te wees. En dat ons as sy gestuurdes die roeping sal uitleef wat God vir Israel gehad het en hulle nie nagekom het nie. En wat ek en jy nou die geleentheid het om te kan vervul, omdat Jesus Christus ons nuut gemaak het. Amen. Here, ons het gehoor dat U ons roep en dat U ons stuur. Ons het die geleentheid gehad om weer te dink oor Jesus se pad na Jerusalem en dat hy ons uitnooi om daarvan deel te wees, ook in die wêreld waar ons vandag leef en waarin U ons nou stuur. Wees met ons, Here, en Gees van God help ons om geloofsgetrou vir Jesus te volg. Ons bid dit in sy naam. Amen.